woord van die Here sê vir ons in Jesaja 40 vers 8. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van ons God bly vir ewig staan. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Ek het net gesê, as ons sing, dan sing ons mos gewoonlik uit dankbaarheid teenoor die Here. So wanneer ons sing, laat ons nie tobberig wees nie, maar dat ons sing en sing tot eer van die Here. Ek wil vir u vra, liewe broers en susters, voor ek by die teks ingaan van vanoggend, kom ons staan vir 'n wyle stil voor die almagtige God. Kom ons staan vir 'n wyle stil en dink aan wat God vir my hierdie afgelope week gedoen het. Kom ons dink vanoggend aan die goedheid en die genade van God oor hierdie afgelope week. In hierdie afgelope week, liewe broers en liewe susters, het ek weer eens besef, daar is niks wat ek vir myself kan doen nie. Daar is niks wat ek vir my eie saligheid kan doen nie. Ek het weer eens besef, daar is niks wat ek vir my familie of vir my gesin kan doen nie. Ek kan niks doen om hulle gesond te hou nie. Ek kan niks doen om hulle te beskerm nie. Maar dan het ek gedink aan die ene wat sê, ek sal my engele opdrag gee om jou te beskerm waar jy ook al gaan. Hulle sal jou op die hande dra, sodat jou klip nie weer klip sal staan nie. Liefdes in die Here, ek het besef, daar is niemand wat vir my 'n deur kan oopmaak nie, behalwe die een wat sê, ek is die deur. Daar is niemand wat vir my 'n deur kan oopmaak om saligheid van God af te ontvang nie, behalwe die deur wat Jesus Christus is. Ek het besef, liefdes in die Here, niemand kan 'n smeekgebed, 'n gebed om hulp, 'n gebed in nood beantwoord nie, behalwe God alleen. Ek het besef, niemand kan trane afdroog nie, behalwe hierdie God alleen wat ons dien. As ons so vir 'n wyle dink aan die trane wat ons miskien hierdie afgelope week gehuil het, trane wat dalk nie, soos ek altyd sê, oor die wange loop nie, maar trane van ons harte, dan kan ons weet die Here is daar. Hy kan die trane afdroog en hy kan jou stil maak. En dit is net God wat kan doen. He is a God that make a way where there seems to be no way. Ek ken ons ook daai waar jy voel maar ek het 'n donkerte ingegaan en ek weet nie meer hoe vorentoe nie. Maar dan kom hierdie Here wat gesê het, ek het gekom as die lig van hierdie wêreld, sodat niemand in verduisternis beland nie. Ek het gedink aan die lied, wanneer ek so gedink het aan die goedheid van God, het ek gedink aan die lied, ek dink die skrywer is Christofferson, soos hy. En die lied is, why me Lord, what have I ever done to deserve even one of the pleasures I've known? Ek dink, wat ek net so pas gesê het, is heel waarskynlik elkeen van ons verhaal vanoggend, soos ons hier sit. En daarom kan ons vanoggend net opkyk en sê, dankie Here. Dankie Here. Ek het gisterand, seker so 12 uur se kind, amper 12 uur, het ek gelê en ek het 'n boodskap gesien. Ek het net klip ingedruk. En ek het wakker gelê en ek het nog 'n bietjie die woord van God opwys en laat die boodskap weer gekom met Suster Ketty, wat sê maar broer Piet was in 'n ongeluk. En ek het geskrik. Ek het op daai oomblik het ek geskrik. Want ek weet dat my lewe is nie in die hand van myself nie. Ek kan nie besluit tot waartoe kan ek gaan of hoe dit ook al sê. En daarom geliefdes in die Here, kan ons nie anders as om ons eie lewe ook te ondersoek nie. Ek dink elke oggend wanneer ek opstaan en wanneer ek die genade van God ontvang, dan moet ek vir myself afvra, maar hoe staan my saak met God? Hoe staan my saak met die lewende God? As die Here nou gaan kom, sal ek gereed wees om hom te ontvang? Of sal ek deel wees
wees van geween en geners van tande. Nou geliefdes in die Here, ek wil vanoggend praat onder 'n tema. En my tema is roadside assistance. Roadside assistance. Ek weet nie of julle gehoor het van hy woord. Die mense wat motors het gehoor te weet. Iemand maar hoor met iemand wat 'n motor het. Roadside assistance. Nou, dit is so as mense 'n voertuig aanskaf. Dan moet jy versekering inneem. En deel van die versekering is roadside assistance. Nou, wat is roadside assistance? Roadside assistance is wanneer ek op die pad is en ek het een of ander probleem met my voertuig, dan kan ek net die mense van die insurance bel en hulle stuur iemand om vir my te help langs die pad. Ek sien hulle maak dit is so gemaklik as ek vergeet om brandstof in te gooi en ek loop staan teen die pad, dan kan ek ook bel vir roadside assistance. Dat is maar so. As ek voertuie het gewoonlik 5 bande net. Die 4 wat onder die voertuig is, die spaarwiel. Maar ek dink as van die voertuie wat net 4 het. Die kwaier een voertuig wat kwaier is my. Nou as jy teen die pad gaan staan, dan kan jy ook bel vir roadside assistance. Maar ek wil vir julle vanoggend sê, roadside assistance kom met 'n redelike prys. Wat praat ek met baie? Roadside assistance kom met 'n redelike prys. Wat beteken jy sal moet uitdaag en wys. Kyk, die insurance bedrag kan redelik wees, maar nou kom die roadside assistance by. En dat is moet jy op jy ook so met maak om besigheid by doen. Nou, dan sê jy 'n goedkoop ding as ek dit so kan stel. Nou vanoggend, liewe broers en liewe susters, wil ek 'n bietjie praat oor roadside assistance in my lewe as 'n kind van God. Roadside assistance in my lewe as 'n kind van God. Kom ons gaan aan die teks en dan kyk ons bietjie wat sê die woord van die Here. Wat is dit wat die woord van die Here vanoggend vir ek en u wil sê? Nou, die teks begin weer vir ons te vertel van 'n wetgeleerde. U hoor wat sê die teks? 'n wetgeleerde. So iemand wat redelik hoog opgelei is. En hierdie wetgeleerde wou aan Jesus 'n strikvraag vra. En hoor wat vra hy? Hy vra, meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? En hoor wat hy vra. Moet ek hom weer gooi? Kom ek gooi hom weer. Hy vra, meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? En toe ek hierdie teks lees, ek het dit nooit voorheen besef, maar ek by hierdie punt kom, dan besef ek maar hierdie man vra mas, ek wil amper sê, die verkeerde vraag. Wat ek wil sê, hy vra die vra hy verkeerd, want hy vra, wat moet ek doen? Nou daar is 'n woord in hierdie vraag wat nie daar hoort nie. Wat moet ek doen? Jy kan hoor. En ek wil vir julle vanoggend sê, liewe broers en liewe susters, hy vra, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Of wat moet ek doen om saligheid te beerwe? Wat moet ek doen om eendag in die hemel uit te kom? Maar ek wil vir julle vanoggend sê, liewe broers en liewe susters, daar is niks wat ek en u kan doen om die ewige saligheid beloof nie. Daar is niks wat ons kan doen om die ewige lewe te verkry nie. Hoekom? Want dit is daar gedoen toe God deur sy seun Jesus Christus aan die kruis het gesterf op Golgotha. Maar God doen dit nog steeds, liewe broers en liewe susters, deur sy seun Jesus Christus. Die ewige lewe is wat God doen en steeds doen. Die ewige lewe is 'n erfdeel van God. Kan 'n mens iets doen om 'n erfdeel te ontvang? Die mense wat al geërf het, ek wil nie weet wie het geërf het. Ek was praat laat daaroor. Maar kan ek iets doen om 'n erfdeel te kan ontvang? Ons kan dit net ontvang, liewe broers en liewe susters, soos die sola sê. Deur die woord alleen, deur genade alleen,
deur geloof alleen en deur Christus alleen. Die ewige lewe is 'n geskenk van God. En Jesus antwoord hom deur te vra, maar wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat is dit wat jy daar lees? En ek dink ons is ook redelijk skerp met die wet van Moses, waar die 10 gebooie. En ek wil nie sê, liewe broers en liewe susters, hierdie ou is baie slim. Hy is, soos ek net begin gesê het, 'n wetgeleerde, 'n hooggeleerde, en wat 'n mens kan aflei, is dat hy voorgee, hy weet alles, en hy weet beter as ek dit so kan stel. En hy ken die wet. En hy antwoord Jesus, wanneer Jesus hom vra, wat sê die wet van Moses, dan antwoord hy vir Jesus, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele krag, en met jou hele verstand. En jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. En interessant genoeg is dat hierdie man weet dat hierdie is die opsomming van al die wette van Moses. En sien jy hoe hoog is hierdie perk geleer? Hierdie ou is maar redelijk hoog geleer. En die man is skerp. Hy weet wat die wet sê, maar hy weet nie wat die wet sê nie. Kom ek sê dat so. Hy weet wat die wet sê, maar hy weet nie wat die wet sê nie. Dat is nou maar my redenasie wat ek nie gefigure het. Hy weet wat die wet sê, maar verstaan nie die inhoud van dit wat die wet sê. Hy is 'n kerkmens en hy weet wat in die Bybel geskryf staan. Hy ken self die verse uit die kop uit. Maar al ken jy die verse van die Bybel uit die kop uit, ken jy God. Ken jy God. Om Bybelverse te ken, beteken nie, jy ken God ook nie. Ek het al mense gesien wat so skerp is, as jy net hier ding vra, ek gee hulle vir die Bybelvers, jy net hier ding vra, ek gee hulle vir die Bybelvers, so skerp is hulle. Maar ken ons God, jy kan die Bybelverse in die kop het, maar het jy God in die hart? Ek dink dit is die vraag wat ons vir onsself afvra. En as ons die verse ken, baie keer ken ons die woorde, maar ken ons die inhoud? Weet ons, wat is dit wat hierdie verse van die Bybel dra? En Jesus bevestig die man se skerpheid, deur vir hom te sê, jy het reg geantwoord. Maar hoor wat sê Jesus nog vir hom? Hy sê, doen dit, en jy sal die lewe verkry. Doen dit, nie ken dit nie. Nie ken die versie, maar doen dit. Baie keer ken ons wat die Bybel sê, maar doen ons wat die Bybel sê. Doen ons wat die woord van God sê. Geloof in die woord van die Here is dood, as dit nie in werke omgesit is nie. Geloof gaan nie oor kennis nie, maar dit gaan oor wat jy doen met die kennis. En geloof praat nie net nie, dit demonstreer, dit wys, dit gaan in dade oor. En om te doen, is om in God te glo. En ek wil vir u vandag sê, Jesus sê, doen dit. Hierdie man vra, wat moet ek doen om die ewige lewe te beërwe? Ek het gesê, daar is niks wat ons kan doen. Ons kan net glo, my mense. Geloof, as dit in werke oorgaan, dan beteken dit, ons leef uit wat die woord van die Here vir ons sê. Ons leef uit waarvoor die Here ons op die aarde geplaas het. Maar hierdie wetgeleerde is so hoog geleef geliefdes in die Here, dat hy nie ophou nie. Want men hoor wat vra hy volgende. Hy vra, maar wie is my naaste? En ek het so 'n bietjie sarkasme ek amper opgetel. Wil ek amper sê in hierdie vraag wat hy vra. En wat hy werklik vra is 2 vrae. As jy dit mooi verstaan. Hy vra, wie moet ek lief hê in werklikheid? Want die woord van die Here sê, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Nou vra hy, wie is my naaste? En wat hy werklik vra is, vir wie moet ek lief hê? Maar as 'n vraag wat hy nie vra nie. En hierdie vraag is, vir wie moet ek lief hê? Wat hy eintlik hier sê, as 'n vraag is, wie is my naaste? Maar die vraag wat hy nie vra nie is, wat 'n mens optel in dit is, wie is nie my naaste? Wie is nie my naaste nie? Maar Jesus weet die geliefdes in die Here is gereed met 'n antwoord. Hoekom? Want Jesus Christus is die woord van God en die
antwoord hierdie vraag met 'n gelykenis. En Jesus vertel van 'n man wat op pad was van Jerusalem af na Jericho en is deur rowers aangeval. En wanneer hy aangeval word, geliefdes in die Here, dan sê die woord van God, hulle het hom kaal uitgetrek en hulle het hom geslaan en hulle het hom halfdood agtergelaat. Dit laat my so dink aan die vorige teks wat ons gelees het, Lukas 10, hier van die eerste vers, dit vers 3 sê, kyk, ek stuur julle soos lammers tussen wolwe in. Kyk, ek stuur julle soos lammers tussen die wolwe in. En hierdie wolwe het hierdie man beeld gekry op die pad. En ek wil vir u vandag sê, ons lewe in 'n wolwewêreld, as ek dit so kan stel. In 'n wolwewêreld waar jy kaal uitgetrek en geslaan word. Dis die wêreld waarin ons lewe, geliefdes in die Here. Wanneer ek uitgekom het by hierdie frases, kaal uitgetrek en geslaan, dan raak dit my hart. Dan bring dit my verwonderlik tot stilstand van dis die dinge wat in hierdie wêreld aangaan van vandag. En ek het net gister gelees van 'n jong vrou wat iewers geloop het net van die lokasie af na die winkel toe of iets soos hy. En terwyl sy op pad was, het daar 'n wolf op haar toegesak. En hierdie wolf het haar klere van haar liggaam afgeskeer en haar onsedelik aangeraak. Hoe dikwels hoor ons nie, en ek dink ons lees amper op 'n daglikse basis van jong meisies en ewen jong seuns en jong vroue wat kaal uitgetrek word en geslaan word en verkragt word en vir die dood agtergelaat word. Is dit nie goed wat elke dag in die nuus is nie? Die volgende ding wat ek gaan sê, het my eintlik laat skrik. Hierdie wolwe is dikwels ook in ons huise. Hierdie wolwe is dikwels ook in ons huise. Daar is baie vir wie hulle eie huise 'n gevaarlike pad, soos die pad tussen Jerusalem en Jericho geword het, 'n wolwewêreld. Want in hulle eie huise word hulle uitgetrek, word hulle aangeraak, word hulle geslaan, en hulle eie huise word hulle vir die dood agtergelaat. En as dit nie dikwels ook so, dat in jou eie huis word jy dit aangedoen, en dan word jy gevat en dood by die winkelweg. Dit is die wolwewêreld waarin ons lewe. En hierdie wolwe, geliefdes in die Here, byt dikwels dieper as die vleis. Want die slagoffers, as ek dit nou so kan stel, word nie net fisies uitgetrek nie, maar hulle word gestrip van hulle menswaardigheid. Hulle word kaal uitgetrek van hulle menswaardigheid. Hulle word gestrip van hulle onskuld. Hulle word gestrip van dit wat vir hulle belangrik is. Die pa en die ma wat hulle geken het vir hulle wolwe geword, wat besig is om hulle uit mekaar te steek. Dit is die lewe, die wolwewêreld waarin ons vandag lewe. En dan kom die priester en die leviet verby. En hulle gaan ver verby. En hoe dikwels, liewe broers, liewe susters, is ons, ek en u, nie die priester en die leviet wat verbystap nie. Van ons vra dikwels, maar wat is die rede dat die persoon aan jou dit gedoen het? Dan vra ons, maar wat het jy verkeerd gedoen? Jy moes iets verkeerd gedoen het, laat die persoon dit aan jou gedoen het. Dit is die vraag wat gevra word aan 'n onskuldige kindjie, wat nie gevra het dat hierdie wolwe haar moet uit mekaar uitskeel. Ons sien dikwels die fout, maar ek wil nie betrokke wees nie. Ek wil nie betrokke wees nie. Ek het niks gesien. Ek het niks gesien. Ek wonder hoeveel van ons eie mense, selfs hulle wat vanoggend hier is, lê ook langs die pad met wonde. Ek wonder hoeveel van ons eie mense lê ook vanoggend met bloei. Selfs van u wat hier is. Dis dalk nie fisiese wonde nie. Maar mense kan sien dat jy seer gedoen. Dit is dalk nie wonde wat die oë kan sien nie. Baie mense se wonde is dikwels nie op die lyf nie, waar dit gesien kan word nie. En dikwels is hulle regop in liggaam, maar hier binne is dit plat. Hoeveel van ek en u
weet nie bitterlik as niemand ons nie. Want die wolke wat die woord van die Here van praat, het vir ons bygekom op die pad. In die Lutherse kerk, liewe broers en susters, praat ons van the priesthood of all believers. Die verstaan wat dit sê, the priesthood of all believers, wat beteken ons glo dat elke gelowige priester is. So elkeen van u wat gelowig is in die Here, wat glo in die Here, is 'n priester. Maar wat doen ek en u as die priesters wat in diens van die Here staan? Hoe dikwels is ons nie net die kerk in die kerkgebou, maar as dit daar buite kom, waar die dinge gebeur, dan stap ons ver om. Ek wil nie betrokke wees nie. Laat ek liewer uit ander mense se sake bly. Maar wat is ons plig teenoor hulle wat gewond is? Wat is ons plig as priesthood of onbelievers, as priesters wat deur die Here geroep is? En ek weet nie, die priester en die leviet, as 'n mens mooi daarna kyk, dan klim hulle in werklikheid oor hierdie beseerde man, en hulle was heel waarskynlik op pad kerk toe. Jy hoor nie. Hierdie mense wat verby hierdie gewonde persoon loop, was heel waarskynlik op pad kerk toe. En dan die kerk preek ons, dra mekaar se laste, en ons sê, laat ons liefde aan mekaar betoon. Maar leef ek en u dit, leef ons dit. Die kerk het stil geword vir wat in die wêreld aangaan. En as die kerk praat, dan praat die kerk net, maar die kerk doen niks. Geliefdes in die Here, daar is baie wat buite gewond lê. Nie net fisies hier, maar ook emosioneel, ook gewond lê geestelik. Daar is so baie wat in nood verkeer. Daar is so baie wat honger is. Daar is so baie wat vreemdelinge in ons land, in ons gemeenskap, in ons eie huise is. Weet jy hoe voel dit om 'n vreemdeling in jou eie huis te wees? Daar is so baie wat sonder klere is. Maar daar is so baie wat nie fisies kaal is, maar wat kaal gestrip is. Van dit wat vir hulle voel soos mense, of wat vir hulle geliefdelik voel. Daar is so baie geliefdes in die Here wat siek is, nie net liggaamlik nie, maar emosioneel en ook geestelik. Daar is so baie wat in tronke is, maar nie net in fisiese tronke nie. Ek ken dit. Wat ook agter die tralies van hulle bitter omstandighede sit. Maar waar is ek en u? Waar is ek en u wat bekend staan as die priesthood of all believers? En wat is dit wat hulle nodig het, geliefdes in die Here? Wat is dit wat hierdie mense nodig het? Hierdie mense, geliefdes in die Here, het roadside assistance nodig. Hulle het ons liefde nodig. En deur ons liefde kan ons roadside assistance vir hulle aanbied. Ons moet hulle help. Laat ons die hongeres kos gee, en daardeur, geliefdes in die Here, bied ons roadside assistance aan. Nie net kos wat die liggaam volmaak nie, maar die woord van God. Laat ons vreemdelinge verwelkom in huisves. En daardeur bied ons roadside assistance aan. Laat ons hulle wat sonder klere is, aantrek, en hulle wat andersins ook kaal is, wat gestrip is van hulle menswaardigheid. Laat ons hulle aantrek, want daardeur bied ons roadside assistance aan. Laat ons kompassie betoon, geliefdes in die Here. Laat ons hulle besoek wat in tronke sit. Laat ons liefde betoon aan hulle wat gewond is deur die dood, gewond is deur die samelewing. As ons vanoggend net dink waar ons was. Kom ons dink vanoggend waar ons was. Ek het niks gehad nie. Ek het hier binne in my hart en ek niks gevoel nie. Die koskaste was leeg, maar daar was roadside assistance van God as Jehovah Jireh, die Here wat voorsien. Ons was gebroken en ons was siek, maar daar was roadside assistance van God as Jehovah Rapha, die Here wat heel maak en die Here wat gesond maak. Ons was alleen en uitgeworpe, maar daar was roadside assistance van hierdie Here God wat ons dien as Jehovah Shammah, die Here God wat Immanuel is. Ons harte was seer en daar was nie vrede in ons huise nie, maar daar was roadside assistance van hierdie God wat ons dien as Jehovah Shalom, die Here wat vrede gee. Ons was verloorders en ons het baie keer verloor. Dikwels het ons werk verloor, ons het die verloor en ons het daai verloor, maar ons het roadside assistance gehad van God as Jehovah
ons dien, is Jehovah Ra, die Here wat ons Herder is. Dit maak nie, op die pad het dit nooit saak gemaak, wat my nood was nie. Op die pad het dit nooit saak gemaak, wat vir my seer maak nie. Op die pad het dit nooit saak gemaak, hoe ek hier binne voel nie. Want daar was altyd roadside assistance van hierdie God wat ons dien. En dit was gratis. Dat het gratis gekom. En dis die genade van God. Laat ons ook roadside assistance gee aan hulle wat in nood verkeer. En laat ons dit gratis gee. Wat die Here vir die wetgeleerde hier, en vir ek het hier vandag hier sê is, die vraag is nie, wie is my naaste nie? Maar die vraag is, wie se naaste is ek? Wie se naaste is ek? Die kern van hierdie verhaal van liefde in die Here, en ek wil daarmee afsluit, is dat ons God liefhet. En wanneer ons God liefhet, dan kan daar nie limits wees in ons liefde vir ander mense nie. Daar kan nie limits wees in ons liefde vir ons naaste nie. As jy sê, ek het God lief, dan kan jy nie, daar nie 'n groepie wees wat jy lief het en 'n ander groepie wie jy nie lief het. Die God wie jy lief het, sy liefde sal jou verander, sodat jy ander mense ook lief het en sal roadside assistance gee. As jy sê, jy het God lief, maar jy haat jou broer, dan sê die woord van die Here, dan is jy 'n leienaar, en die waarheid van God is nie in jou nie. Hoe kan jy God lief hê, wie jy nooit fisies gesien het nie, maar jou broer haat wat jy ander is? God is 'n God van roadside assistance. Maar wie is ek in nie? Wat is ek in nie? Jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele krag, en met jou hele verstand, en jou naaste soos jouself. En dit te doen is nie moontlik nie, maar dank God vir roadside assistance. Want met die Gees is alles moontlik. Die Here God kan ons ook roadside assistance bied vir hulle wat in nood is. Mag die Here sy woord in ons harte sien.